Hier in die koue Bokkeveld, tussen die ruwe skoonheid van die Cederberge, is daar 'n plek wat min mense regtig ken. Daar's geen winkels, geen wifi en soms voel dit of die wêreld net verdwyn. Maar wat jy hier kry, is iets wat jy nie in die stad kan koop nie. Dis waar ons vandag kamp, by Manuga kampeerplek. Jy ry op die N1 uit Kaapstad, dan draai jy af op die R44 Wellington toe. Dan ry jy deur Ceres in die rigting van op die berg, die R303. Dan gaan jy deur op die berg, jy ry nog vir so 10 tot 12 km en dan moet jy maar net uitkyk vir die bord wat sê California. Manuga is op 'n werkende plaas. En daar's geen winkels naby nie, so jy moet maar alles saamvat wat jy nodig het. En is jy 'n bietjie opgewonde? Ja, of course. Ja. Altyd opgewonde soos nou by die kampplek. Nee, ek so. Ja. Manuga kampeerplek is in 2020 begin. Hier is 12 lekker groot staanplekke. Ons is hartlik verwelkom deur die eienaars wat ons dan nou ook geneem het na ons kampeerplek toe. Mooi jene. So ons word 'n bietjie geëskort na ons kampeerplek toe. Hey. Hoe werk dit? Julle gaan op hier na my bakkie vat gee. Hallo. Hallo Dion. Wie is dit? Lekker en jy? Nee, moer se. Dis Gaan ons hier inkom? Ja, wat dink jy? Nee. Stop eers. Kyk. Ag Jesus. Jou nommer vergeet is die ou van Brakpan. Nee, van. En die laaste. Nee, daai nee, die ou was. Hy is uit Spanje. Met die bike. Ja. So Rani, wat maak jy vanoggend vir ons 'n bietjie ontbyt? Ek help net, ek sit net te help in 'n hand. Rani maak vir ons roereiers. Kom ons gaan kyk gou hoe lyk dit by die ablisieblokke. Die ablisiegeriewe is net nog een van die dinge wat hierdie kamp so besonders maak. Alles is netjies, skoon en regtig goed versorg, met lekker warm storte wat na 'n lang dag in die natuur so spiereliksheid voel. Die rustige atmosfeer en mooi natuurlike omgewing maak selfs die eenvoudige dinge hier deel van die unieke kampervaring. Pere, hier is 'n peerboord. Ons stap rustig aan langs die pragtige denneboomlaning af na die dam op die plaas. Die stilte hier, saam met die vars berglug en die sagte geruis van die bome, laat 'n mens sommer dadelik ontspan. Vandag is dit net 'n bietjie koud vir swem, maar in die warm somermaande sal hierdie dam 'n heerlike plek wees om in af te koel.
Vandag gaan ons so rustig uitry na die bekende Tankwa padstal. Van Menuga af is dit ongeveer 70 tot 80 km en dit gaan omtrent so vir ons so tussen 'n uur en 'n half en 2 uur neem om tot daar te kom. En nou vir dat jy kan aan my hek oopmaak, hoor. Ja, maar ek het nou mooi gekonsentreer. Maar laat Dion die hek opgemaak het, hoor. Dion sê gelukkig is daar net 2 kante. Hier is mooi. Opgestop te Ja, ek was nog net so naby aan nie. Wat is dit? Dis die muisonde, muisonkie. die muisonde wat jy in die flieks kry. Oh. Nou kan jy sien hoe die muis is, né? Maar die gesig is eers rond en dan verander dit skerper en die voetjies ook. Maar dit is so fyn die struktuurtjie. Jy het hom gered hier uit 'n pyp uit. Ja. Hy afgespoel. 90 gram sies Ah, is 'n grawe voetjie. Ja, is 'n grawe voetjie. Daar is 'n grawe voetjie. Maar nie die agter enetjie nie. O, dis 'n grawe voetjie. Kyk, die agtervoetjies is normaal. Hierdie is Menuga se vriendelike waghond, plaashond, Dulax. Hy was te dierbaar geworde. Op ons pad Tankwa padstal toe het ons op hierdie kom ons noem hulle plaaslike appeldiewe afgekom. Katpakkiespas is een van die mooiste en mees dramatiese passe tussen die Koue Bokkeveld en die Tankwa Karoo. Die pas loop oor die Skurweberge en bied ongelooflike uitsigte oor die droë Karoo landskap. Die pas is relatief kort, is ongeveer 1,7 km lank. Die pas is gewoonlik maklik rybaar met 'n gewone voertuig wanneer die weer mooi en droog is en jy het nie noodwendig 'n 4x4 nodig nie. Maar omdat die pas steil en smal is op plekke, is dit belangrik om stadig en versigtig te ry, veral as jy met 'n karavaan of 'n sleepwa ry. Ry nou blaas net gou bande af. Is dit julle? Is dit julle hond wat nou daar staan? Nee, maar voor dat is hy mense as in die pad hoor ons bro. So dis nie Nee, maar wat is my maar. die hond is nie verlore nie. Ja, nee, maar van. Hey. Okay. Wow. So die hond is nie verlore nie. Nee, maar bro, myne is happy days bro. Okay. Ja, dat is die mense wat in die pad bro. Okay. Nee, ek was nou net bekommerd dat ons op dalk moet optel of iets. Ja, Wat is jou donkie se naam? Johnny and Sunny. Jannie en Sunny. Johnny and Sunny, ja. Hoi. Wow.
gaan nie na huis toe. Ons sal nie nou huis toe. Ja, mevrou. Okay, julle mooi dag hoor. Baie dankie julle. Hey. Ons het net gou gestop vir 'n koffietjie en iets lekker om te eet. Hoe verder ons ry, hoe meer verander die landskap in daardie oop, ruwe Karoo skoonheid waarvoor hierdie wêreld so bekend staan. En uiteindelik, daar tussen die stilte en eindelose vlaktes, wag die Tankwa padstal, 'n ikoniese stopplek vol karakter, lekker kos en egte Karoo gasvryheid. Kyk wie kom sê vir ons hallo. Sy. Sorry Dries, het jy nog gekrap? Nee. Hier so by die Tankwa padstal. Kom sê hy vir ons hallo, dis te lekker. Ongelooflik. Veilig ry julle. Dankie hoor, jouself en julle. Sommer weer hier by die Tankwa padstal. Nog iemand wat so 'n bietjie na die videoetjies kyk. Dis altyd lekker om die gesigte by die naam, die gesigte by die name te kan sit. Hierdie is Louis en Mimi wat ons hier by die Tankwa padstal ook raak geloop het. Baie dankie julle. Dankie julle. Dis nie so waar as dit. Dis die eerste ding wat lyk. Dankie hoor. Dit was 'n paar jaar later. Die Tankwa se rotsformasies is regtig iets spesonders. 'n Mens ry kilometers deur hierdie oop, droë landskap. En dan skielik sien jy die mooiste klipformasies en kraanse wat oor miljoene jare gevorm is. Die wind, reën en hitte het elke rots sy eie vorm en karakter gegee. Dit maak die hele wêreld daar amper onwerklik mooi. Maar wat ek van die Tankwa die meeste geniet is die stilte en die gevoel van 'n ruimte. Dis net jy, die berge, die rotse en eindelose oop vlaktes. Een mens besef sommer weer hoe ongelooflik die natuur eintlik is. Dis nou butter chicken, soort van ja, nou nie heeltemal volgens die dinge se resepte nie. So die hoender gaan nou in die potjie saam met die curry spices en goeters gebraai word. Dan hierdie is nou die groentegoed. Daar is butternut en preie en baby marrows en blomkool wat ek net nou in die pan bietjie gaan roast net, anders is dit net pappotjie groente en dan word die hoender in die potjie gebraai en so en dan gooi ek net spices by.
die curryrige spice. Ek gaan van Tannie Ina se sun-dried tomate pesto bygooi, 'n blikkie chop tomaties. Die groente word geroast met paprika, essensieel. En dan die laaste net room in. En dit word nou met naanbrode gedoen en dan sal 'n bietjie yoghurt op te sit. En dis dit. En so kom 'n heerlike naweek weer tot op 'n einde. Saam met Dion en Sonja gekamp hier by Menuga. Dankie julle, dit was heerlik. Bye. Ek wil nou weer aanknop te kry. Ja. Bye, veilig ry.